Dis een van die grootste bates wat ons het in ons gebed met hom, ons gesprek, om dit vir hom te sê. Te sê, Vader, ons weet dit is wat gebeur. Ons neem dit waar. En ons weet die Satan sal dit in ons lewens ook wil doen. En ek het u hulp nodig. Hoekom bid ons? Ons sê, ek het u hulp nodig. Hierdie ding gaan my vang. Hy kom stelselmatig. Is maar die ou storie van die padda in die kookwater, nee. As die water vuurwarm is, nie gooi padda en spring hy uit. Maar as jy die water stelselmatig warm maak, dan kook jy hom nou. Hy kom dit nie agter nie. Ons word gekook. En as ek sien, dan sien ek, maar ek is lank al by die grens verby wat ek vir my gestel het. Dan bid ek, Vader, asseblief, ek gaan dit nie reg kry nie, ek het u hulp nodig. En ons mag dit sê. Dis wat dit beteken as ek op God vertrou. Ek kan nie. Ek kan ook vir hom sê, ek het nie die vermoë om weerstand te bied teen hierdie dinge nie. Ek het u hulp nodig. En dan tree hy toe. Ek sien ek gaan saam verander. Ek het u hulp nodig. En dan tree hy toe. Ek is swak. Ek kry hierdie goed nie weerstaan nie. Ek het u hulp nodig. En dan tree hy toe. En dis die wonderbaar van dit. So dit wat jy sê, moet ons almal baie erns aangee en dit in die gebed vir elkeen van onsself, Vader, opdra en sê, Vader, ek wil nie deel wees van hierdie wêreld nie. Ek wil nie my grense skuif nie. Help my. En hy sal. Ek moet minder word dat hy meer kan word. Nou as ek minder word, dan word ek al swakker. Hoe swakker ek word, hoe sterker word hy. Hoe swak was Dawid? Hoekom kon Saul dit nie doen nie? Want hy was nie so swak soos Dawid nie. En omdat Dawid swak was God sterk. Want Dawid het oorgegee. Saul het gesê, as ek hom so kap en so kap, dan kan ek hom dalk nog wen. Dawid het gesê, ek staan nie 'n kans nie. Niks nie. Saul sê, trek hierdie klere van my aan. Hy sê, nee, ek kan nie saam mee loop nie. Ek staan nie 'n kans nie. So swak was hy. Daarom was sy vertroue totaal op die Almagtige. En Daniël met die leeu's. Ek weet wat is sy kans teen 'n leeu? Niks nie. En hoe minder kans ek het, swakker is ek, sterker is God. So in my situasie ook, as ons dit op onsself van toepassing maak, wat jou situasie ook al is, as ek dit doen en dit doen en dit doen, dan sal ek nog uit hierdie situasie dalk kan uitkom. Jy is nog te sterk. Maar as jy in die situasie is waar jy sê, ek kan nie, ek het nie meer 'n plan nie, ek kan nêrens meer heen hardloop nie, dan is jy swak. Dan kan jy of verslaan word, want jy is swak, of jy kan geloof in Vader en hy gaan toetree, en dan is jy geweldig sterk. Wie is sterker as God? Wel, niks nie, hy het alles gemaak, so niks is sterker as hy nie. So jy kan die sterkste krag wat daar is, mobiliseer. Ek weet nie of jy die regte manier van uitspraak is nie. Maar verstaan wat ek sê, jy aktiveer die grootste krag in die heelal, deurdat jy swak is en jou geloof en jou vertroue totaal op Vader is. En die sleutel wat ons kort is die vertroue. Ons het nie die vertroue nie. As jy heeltemal uitverkoop is en jy het nie meer 'n ander opsie nie. Daar's nie meer iemand wat jy kan vra vir hulp nie, daar's nie meer 'n plan wat jy kan maak nie, daar's niks. As jy swak. Maar dan kan jy baie makliker op die verbond vertrou wat God met ons gemaak het. En as jy op die verbond vertrou, vertrou jy maar eintlik op God. En dan tree hy toe. En hy sê, ek is getrou, ek kan nie ontrou wees nie. Ek kan nie ontrou wees aan sy verbond nie. As jy op die verbond vertrou, wat sê die verbond? Ek sal jou uitred. As jy benoud is en jy roep my aan, ek sal jou uitred en jy met my eer. Dis die verbond. Wel, dis deel van die verbond. Maar dis wat jy kan aangryp. Dis wat Daniël aangegryp het. Dis wat Dawid aangegryp het. En dis wat ons kan aangryp en sê, maar ek het met U 'n verbond. En in ons daaglikse lewe vertrou ons op hom en dit gaan moeilik en dit worstel en daar is verlossing en dan is daar weer probleme. En hoekom? Ons oefen ons in die godsaligheid sodat ons geloof kan hê in die groot situasies. Ek verstom my altyd net aan iemand soos Dawid, dat 'n jong seun was en hy loop met daai geweldige vertroue en geloof in die Almagtige. Ek bewonder dit. Ek dink, hoe dit gebeur, waar het hy dit geleer? En toe het hy al klaar 'n leeu doodgemaak en 'n beer doodgemaak as gevolg van sy geloof in die Almagtige. Sy geloofsreus. Daar's 'n bate in swak wees, ook as ons bid. Dit sluit nou aan by wat ek net nog gesê het van bid. Erken, ek kan nie. Dis om swak te wees. Ek erken, Vader, ek het nie die vermoë om hierdie ding te doen nie. Ek het nie die vermoë om op U te vertrou nie. Ek erken dit, help my. En hy sal. Maar as ek voorgee, en dit is weer 'n oorlewering van die kerk, jy moet net glo en sê gered word. So nou erken ek nie, ek sukkel om te glo nie. Ek erken nie dat ek
onseker is oor wat waarheid is nie, want dan gaan ek verlore gaan. Dis nie wat dit sê nie. Ek moet hom juis ken om te kan glo. En as ek erken ek is swak, dan is ek sterk. En wanneer ek bid, het dit 'n baie baie groot bate